Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie weer eens vir die voorreg wat julle vir my gee om bietjie in God se woord in te gaan, saam met julle te deel. En ek glo regtig as ons dit toepas in ons lewens, en dis die awesome ding van God se woord, as ons dit toepas in ons lewens. Dit help nie ons lees dit en dan gaan ons uit en ons doen ons eie ding nie. Dit help nie ons lees hierdie Bybel, God se woord, en ons maak dit nie deel van ons lewens nie, deel van elke klein hoekie van ons lewens. Want die probleem is, dan hardloop ons en ons laat toe dat ons dinge, laat ons, selfs ons, of ons kinders, of ons vriende, familie, ons laat toe dat hulle dinge doen, wat ons weet is teenstrydig met die woord van God. En dan as hulle terugkom en daar's hartseer en daar's pyn, is die eerste ding waarna toe hulle vlug is God, nee. Dan gaan sê hulle vir God, maar God, hoekom het U dit toegelaat? Hoekom het U dit toegelaat? En dan moet ons terugkyk en sê, maar wat het ons gedoen? Was ons daar mekaar te waarsku en op te help? Het ons self ons oë toegemaak, sodat ons nie kon sien nie? En dis die lekker ding van God se woord, as ons dit toepas, dan het ons vrede, nee. En ek lees vanoggend die psalms, en weet die psalms is so awesome om het te lees, en dit is so mooi opgedeel in verskillende boeke, binne in die psalms. Maar ons lees vanoggend uit Psalm 57, en is daar waar Dawid weghardloop van Saul af. Saul wil hom doodmaak, maar God beskerm, want God het vir Dawid 'n plan gegee. God het 'n plan met Dawid gehad en niks sou in die pad van daai plan, God se plan vir Dawid se lewe inmeng nie. Maar Dawid moet gehoorsaam wees. En ja, ons weet uit geval en daai dingetjies, maar vir nou fokus ons op hierdie deel hierso, nee. Hy sê vanaf vers 2, hy sê, wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U hand, wie se hand? Nie die mense hand nie. Ons kan nie ons vertroue in mense sit nie, ons kan nie ons vertroue in dinge en regerings en alles sit nie. En as ons kyk na wat in die wêreld op die oomblik aangaan, dit word net erger, nee. Maar ons sit nie ons vertroue in die wêreld nie, hy sê daar, wees my genadig, is dit eerste plek waar ons moet gaan skuil, nee, is dit, want by U hand, by God se hand, het my siel geskuil. En dis waar dit begin, nee. Ons die woord sê ons moet nie bekommerd oor dit wat die liggaam kan seermaak nie, of dit wat die liggaam kan doodmaak nie. Maar ons moet meer onsself bekommer oor dit wat die gees en siel kan seermaak, nee. En dit is daar waar hy sê, kom ons skuil by U die Here. Kom ons skuil by die Here. Kom ons soek eers daar waar God is, die antwoorde. Hy sê vir ons, my siels geskuil, en in die skaduwee van U vleuels sal ek skuil totdat die onheil verbygegaan het. Totdat van die vleuels. En as ons mooi kyk en ons mooi dink en waar sit God? God sit op sy troon. En dan is dit sy kleed wat alles bedek. Alles bedek. En dit is daai skaduwee wat Dawid hierso van praat. Ons sê ons skuil onder daai skaduwee van God se kleed. Dit is daai selfde kleed wat daai vrou wat van die bloed vloei. Sy het gekruip deur die skare, want sy het geweet as ek net aan daai soem van daai kleed kon raak. En hier voor die tyd het Dawid al klaar geweet waar ons veilig is, waar ons genesing kry, waar ons krag kry, waar ons siel gerus kan voel. En dit is daar onder daai kleed, onder daai skuiling van God. Dit is daar waar God wil hê ons moet wees, en dit is daar waar ons moet vrede vind en rus vind. En hy sê vir ons, totdat die onheil verbygaan. Dit sê terwyl ons daar onder God se kleed wegkruip. En is nie dat ons wegkruip en niks doen nie. Wat doen ons daaronder? Ons wag op die Here. Ons bid en ons vertrou in die Here. Hoekom? Totdat dit verbygaan. Dit sê vir ons dat ons gaan nie veg nie. Dit sê vir ons, partykeer moet ons net stil raak en toelaat dat God die eer kry. Dat God vir jou veg. Maar waar moet ons skuil? Binne in hom.
Ons moet skuil binne in hom, daar onder sy hand van beskerming. En hy sê vir ons, ek roep God, die Allerhoogste aan, God, wat dit vir my voleindig. Dit is die begin en die einde van jou lewe, van jou hart, van jou gees, van jou siel. Dit is God wat ons aanroep in ons tyd van benoudheid, in ons tyd van hartseer, in ons tyd wanneer die wêreld ons siel wil aanraak. Deur die dinge, nee. En hy sê vir ons, hy sal uit die hemel stuur en my verlos, terwyl hy wat my vertrap, my smaadheid aandoen, Sela. God sal sy goedertierenheid en sy trou stuur. En hy het alreeds, ons weet dit nie, ons weet dit want ons het die boek, ons het die Nuwe Testament wat vir ons daar wys, dat God se goedertierenheid, God se trou, God se held, God se help, ons help, het uit die hemel uitgekom as Jesus Christus, God geopenbaar in die vlees, en hy daar alles oorwin, toe hy daar op die houtkruis van Golgotha gesterf het, en net voor hy gesterf het, het hy gesê, dit is volbring. Wat is volbring? Alles wat in God se woord opgeskryf is, die oorwinning oor die dood, die oorwinning oor die siek, die oorwinning oor die hartseer en die pyn, die oorwinning is daar, maar waar vind ons dit? In Jesus Christus, in God alleen. Ekskuus, ons hoef dit nie in die wêreld te gaan soek nie, en dis wat die psalmskrywer hier, Dawid, vir ons al gewaarsku het, voor Christus gekom het al, want hy het God geken. En as ons God ken, dan weet ons waar ons vrede vind, dan weet ons waar ons daai vrede vir ons siel sal vind. Ons hoef dit nie in die wêreld te gaan soek nie, en asseblief, waarsku ons vriende, waarsku jou familie, waarsku jou kinders, moet dit nie gaan soek in die wêreld nie, want daar gaan jy net hartseer vind, daar gaan jy net pyn en lyding vind, daar gaan jy nie vrede in jou hart vind nie. En dis hoekom Dawid met soveel vertroue, toe daar was 'n aanslag op sy lewe, want Saul het geweet wat se plan het God vir Dawid se lewe. Meer as dit, die duiwel het geweet wat se plan het God vir Dawid. En hy wou hom vernietig. En is presies dieselfde met my en jou vandag. Die wêreld weet wat se plan God het vir my en vir jou. Die wêreld weet dit, die duiwel weet dit. Die aanslag gaan kom, want hulle weet die God se plan die plan wat God vir jou lewe het, is soveel groter. Ons kan dit nie eens indink nie. Ek meen, dis wat die woord van die Here sê, ver bo dit wat ek en jy kan bid, of vra, of dink, het die Here alreeds in stoor vir die wat hom lief het. Dis die planne, ver bo dit wat jy kon dink, of bid, of vra. Dis die planne wat God vir jou het. Dan moet ons wonder as dinge nie 100% volgens my planne uitwerk nie. Dan moet ek weet, die planne wat God van my het, is soveel groter. En wat verwag God van ons? Dat ons sal stap. Ons sal daar by hom gaan skuiling soek. Ons sal daar by hom by antwoorde gaan soek. En ons sal daar wag totdat ons die antwoorde kry. En daai wag is nie daai wat ons stil sit en sê, wel, ek gaan nou televisie kyk en vrot by die huis nie. Daai wag is daai wag met 'n opgewondenheid in ons gees, want wat gaan God volgende doen in my lewe? Wat gaan God volgende doen in jou lewe? Wat 'n awesome en amazing planne het God vir my en vir jou? En ons wag daarop en ons soek die antwoorde en ons soek dit by God en binne in God. En wat het Christus gesê? Die koninkryk van God is binne in jou. So begin dit daar gaan soek by God, waar God se koninkryk is. En hy gaan aan, hy sê, hy sal uit die hemel stuur, en ons het dit geweet en nog gelees, nee. En hy vers 5, hy sê, ek moet onder leeu's lê, wraakgierig is, mensekinders wie se tande spiese en pyle is, en wie se tong 'n skerp swaard is, nee. Dinge wat mense sê, dit maak seer. Dinge wat mense sê, is nie altyd lekker nie. Hey, wat mense wil doen, en daai goedjies. So hy waarsku ons, hy sê dit gaan gebeur, moet jouself nie daarin steur nie, en ek weet is moeilik, want daai woorde maak seer, maar gaan soek jou skuiling en jou antwoord daar by God, hy sê, verhef u bo die hemele, o God, u heerlikheid bo die hele aarde, hulle het u net gespan, hulle het 'n net gespan vir my voetstappe,
Hulle het my siel neergebuig. Hoeveel mense se siele is neergebuig vandag, nee. Vasgevang in dinge wat absoluut ongoddelik is. In depressie, in hartseer, in addictions. Daai goedjies wat net daai is absoluut net daai jy val in hy wat sê die Engelse, you go down that rabbit hole, nee. Jy gaan af in hy warwel van depressie en pyn en hartseer en verslawing. En dit is daar waarvan Dawid praat hierso, dit is daar wat die mense in net vir jou spin, nee. Deur verskillende dinge doen, nee. Sê ja, maar as jy wil beter voel, vat net hierdie pilletjie. As jy dit is, as jy hartseer is, vat net daai drankie of daai dingetjie en dan sal alles weggaan, nee. Nee, moenie. Dit is hoe hulle jou vang. Dit is hoe hulle jou van die pad af laat verdwaal. Maar God is getrou en hy bly daar en hy wag en hy tree in vir jou en vir my vandag. En hy sê, hulle het 'n net gespan, hulle het my siel neergebuig, hulle het 'n kuil voor my gegrawe en hulle val daar binne in. Wie val daar binne in? Nie jy nie, nie ek nie. Hulle, wie's hulle? Hulle wat vir jou probeer probleme veroorsaak, hulle wat vir jou probeer in hy net vasstrap, hulle wat vir jou lelike dinge sê en daai goed. Dis hulle wat daarin vasstrap, nie jy nie. As jy by die Here skuil, as jy by die Here is, naby aan die Here, want die Here gaan jou pad helder maak, sodat jy gaan weet, en partykeer gaan dit wees, wag. Hy sê, my hart is gerus, o God, my hart is gerus, ek wil sing, 'n psalm sing, waak op, my eer, waak op, harp en sitter, ek wil die dageraad wakker maak, ek wil u loof onder die volke, o Here, psalm sing tot u eer onder die nasies, want u goedertierendheid is groot, tot by die hemel, en u trou tot by die wolke, verhef u bo die hemele, o God, u heerlikheid bo die hele aarde. So dis is daai, jy vind eers jou rus daaronder by die Here. Dan gaan dinge jou pad langs kom en die Here sê maar net hou vas, wees getrou, bly getrou, roep uit na my toe in daai tyd en dan wanneer die Here jou deurdra, dan loof jy en jy prys die Here en jy dank die Here en jy eer die Here vir dit wat hy gedoen het en dit wat hy nog gaan doen in jou lewe en my lewe. En is my gebed vir julle vandag dat ons sal mekaar waarsku teen die dinge van die wêreld. Ons sal mekaar waarsku teen die onstrydige dinge en die ongoddelike dinge. Ons sal direk met mense begin praat en vir hulle sê, dit wat jy doen is verkeerd volgens God se woord. Nie my opinie nie, volgens God se woord. En dan bly in God se woord. Bly naby God. Bly in sy teenwoordigheid. Dat hy jou daar kan beskerm. En dan as hy jou beskerm, wanneer hy jou beskerm, dan terwyl jy wag, dan sing jy tot eer van die Here. En as jy nie weet hoe nie, dan gaan jy in die psalms in. Jy lees die psalms en jy sing dit uit en jy spreek dit uit, want deur dit wat ons spreek, nee, dit is daar waar ons vrede vind. Dit is daar wat in ons harte oorloop gaan uitkom in hoe ons lewe en hoe ons spreek. So mag jy 'n geseënde dag hê, mag jy 'n geseënde week hê. Ek bid God se seën oor jou lewe, oor jou huwelik en jou verhoudings, oor jou kinders, oor jou besigheid, oor alles. Mag God se seën neerdal oor jou in hierdie dag en in hierdie week. En as die Here se wil is, praat ons weer volgende week, maar asseblief, as daar nood is, reik uit. Ons is lief vir jou, ons wil saam met jou intree vir 'n oorwinning in Jesus naam. Amen.